Toe kom Petrus na hom en sê: Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7. Verdra mekaar en vergewe mekaar as een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook vergewe. Pas op, dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus wek en baie hierdeur besoedel word nie. Kyk, dis nou regtig baie mooi om hierdie goed uit die Bybel uit te lees, maar in die alledaagse lewe, wat maak jy met jouself as jy regtig sit met 'n probleem? As jy sukkel om iemand te vergewe? Ek meen, ons praat nie sommer net van iets kleins nie, ons praat van iets geweldig groot. Wat maak jy in daai situasie? Hoe vergewe jy? Het iemand al ooit vir jou gesê: Ek sukkel om die persoon te vergewe, en na dit wat hy aan my gedoen het, kan ek jou verseker, hy gaan betaal. Jy sien, ek glo vergifnis gaan oor skuld. En wanneer mens praat oor skuld, dan praat die Bybel van die liefde hou nie boek van die kwaad nie. As jy regtig wil vergifnis verstaan, moet jy verstaan waar die probleem begin. Die wortel van die probleem is diefstal. Iemand het by jou gesteel. Veronderstel, iemand ruk jou uit jou eie voertuig uit. Dis nie dat hulle jou kar alleen gevat het nie, maar jy sukkel om hulle te vergewe, omdat hulle die vrede wat in jou hart gehad het, ook gevat het. Van nou af sukkel jy, en jy loop heeltyd met vrees rond. Hoekom? Die vrede in jou hart was gevat gewees. Daarom sal jy altyd sien, dat bitterheid eis betaling. Mense wat verbitterd rondloop, gaan baie keer so ver, hulle het 'n houding van, die hele wêreld skuld my. Kom ons sien dit dan so. As bitterheid beteken, dat iemand iets by jou gesteel het, wat beteken vergifnis dan? Vergifnis beteken, jy moet daar die skuld afskryf. Dit wat van jou gevat is, moet jy eenvoudig net laat gaan, jy moet dit afskryf. Die Bybel sê, die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Dit beteken, as iemand jou seer gemaak het, moet jy daardie skuld, dit wat van jou gevat is, moet jy afskryf. En dit is wat vergifnis is. Jy kan vir my sê, dit is baie nice, maar ek sukkel nog steeds om te vergewe. Hoe verwag jy van my, ek moet sommer net die skuld afskryf? En is in elk geval nie prakties nie. Kom ek stel dit vir jou so. Wat gebeur as iemand jou motor by jou steel? Wel, meeste van ons het assuransie. Jy gaan na die assessor toe, jy sit jou eis in by die assuransie, en dan teken jy 'n vorm, en in hierdie vorm, nadat iets by jou gesteel was, teken jy dit wat by jou gesteel was af. As dit later sou gebeur, nadat die assuransie uitbetaal het, dat hulle die voertuig kry, is daardie voertuig nie meer joune nie. Maar jy word uitbetaal vir jou verlies. As jy dan werklik vergoeding wil hê, vir dit wat by jou gesteel was, nooi ek jou uit om die Here te vertrou.
om nie self agter dit aan te hardloop nie, om nie boek te hou van die kwaad nie, maar vertrou die Here, dat hy jou sal vergoed, vir dit wat by jou gevat is. En hy het sy eie manier, hoe hy met die mense sal werk, wat jou te nagekom het. Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus. Ons weet hoe moeilik dit is om te vergewe. Maar daar is niemand wat vergifnis beter verstaan as U en U Seun, Jesus Christus. Dankie dat U vir ons gehang het aan die kruis, dat U ons vergewe het en dat U van ons verwag om mekaar ook te vergewe. Ek vra U dan, Here, dat U met elkeen van ons op so 'n manier sal werk, dat ons daardie skuld sal afskryf, dat ons vry sal spreek, dat ons sal vergewe. Ons dink aan daardie mense wat ons te nagekom het al in die verlede. En ons vra U, Here, dat U ons sal lei, dat ons elkeen by die naam sal noem, en dat ons elkeen se skuld sal afskryf, dat ons daardie rekord van al die skuld, dat ons dit sal uitwis, dat ons dit af sal teken op U naam, en dat U ons dan sal vergoed vir dit wat by ons geneem was. Ons vra, Here, dat U die arms van liefde om ons sal vou, dat U die genesing in ons harte sal doen. In Jesus naam. Amen.